Sakeliga wen 'n spesiale bestraffende kostebevel teen Kokta en die Noordwes regering. Sakeliga het 'n spesiale bestraffende kostebevel teen die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Kokta, en die Noordwes regering bekom. Die hof het bevind dat die staatsrespondente probeer het om hul grondwetlike plig te ontduik en dat hul teenkanting teen Sakeliga heeltemal onnodig was. Die kostebevel is toegestaan as deel van Sakeliga se voortgesette litigasie met ons vennote in Lichtenburg om oplossings te vind vir die ineenstorting van plaaslike regering. Die hof het voortgegaan. Ek kan geen verskoning vind vir die gedrag van die respondente nie, lees die bevel van die Mahikeng Hooggeregshof. Die respondente het die onvermydelike vertraag. Hulle het probeer om hul grondwetlike plig om voldoende water aan die publiek te voorsien te ontduik. Die opponering van die aansoek was, na my mening, lei die uitspraak, heeltemal onnodig. Koste is aan Sakeliga toegeken op die buitengewoon hoë skaal van prokureur en eie kliëntkoste. 'n Seldsame bevel waarmee 'n hof uiterste ontevredenheid met die gedrag van 'n party aantoon. In hierdie geval het die bevel betrekking op opeenvolgende dringende aansoeke wat Sakeliga in Oktober 2022 en Maart 2023 van stapel gestuur het en sedertdien gewen het in verband met die ineenstorting van die Dietsebotla plaaslike munisipaliteit. Sakeliga se aansoek het die dringende herstel van water en ander kritieke dienste aan geaffekteerde gemeenskappe in die munisipaliteit gevra. Menige inwoners en besighede het toe akute watertekorte ervaar. Die hof het voortgegaan en daarop gewys dat die aansoeker Sakeliga hierdie litigasie in die belang van die publiek begin het. Die hof was merkbaar krities oor die wyse waarop die respondente die aansoek teen alle koste teenstaan en blaam verskuif in weerwil van hul grondwetlike pligte. Die hof het finaal bevind dat in plaas daarvan om maatreëls in plek te stel om aan hul grondwetlike plig te voldoen, om die gemeenskap van water te voorsien, of om 'n ondersoek in te stel om vas te stel waar dinge skeef geloop het om in so 'n desperate toestand te beland, het die regeringsarms mekaar en die kontrakterende partye die skuld gegee. Die munisipaliteit, plaaslike sfeer, het die provinsie, die provinsiale sfeer blameer en albei het die privaat kontrakterende partye blameer. Die hof was nie te vind vir hierdie blaamverskuiving nie. Daar was onlangs 'n vordering. Terwyl die bevele wat in Oktober 2022 en Maart 2023 verkry is, tussentydse bevele was Sakeliga intussen en daarna suksesvol in die verkryging van 'n finale bevel teen die Noordwes Provinsiale Uitvoerende Raad en die Nasionale Departement van Kokta in Oktober 2023. Daardie finale bevel het bepaal dat die Provinsiale Uitvoerende Raad dringend in Dietsebotla moet ingryp ingevolge artikel 1395 van die Grondwet. Aan Sakeliga en die hof elke 3 maande moet rapporteer en op 'n betekenisvolle wyse met Sakeliga moet skakel oor die herstel van Dietsebotla. Die mees onlangse gebeurtenis was 'n vergadering verlede week 26 Julie 2024 waar Sakeliga en ons plaaslike vennote met 19 afgevaardigdes van die munisipaliteit, provinsiale en nasionale regering ontmoet het. Die doel van die vergadering was vir die respondente om aan ons verslag te doen oor hul vordering met die herstel van die dorpsadministrasie en om betekenisvol te skakel oor ander hangende sake. Maar by die vergadering het die respondente egter versuim om die vereiste verbeterings aan die situasie in Dietsebotla te demonstreer. Hulle het gekla dat hulle nie 'n herstel kan uitvoer nie, met verwysing na georganiseerde misdaad, die ineenstorting van plaaslike staatskapasiteit en meer. Hierdie verskonings is nie aanvaarbaar nie. En ons is tans besig om die gepaste volgende stappe te bepaal in oorleg met ons vennote plaaslik. Intussen sal Sakeliga 'n gesamentlike fisiese inspeksie met die Noordwes Uitvoerende Raad Kokta van infrastruktuur in Dietsebotla onderneem. Ons sal ook verdere antwoorde van hulle vereis, wat hulle onderneem het, om binne 5 dae in elke geval te voorsien. Ons sal sien. Ons bevindings tydens en na hierdie inspeksie en inligtingsproses sal ons verdere stappe in verband met Dietsebotla rig. Ten slotte, ten spyte van vordering met litigasie, hou staatsgeval aan om besighede en inwoners van die Dietsebotla plaaslike regering of munisipaliteit skade te berokken, soos ook in dorpe reg oor die land heen. Die landswye nood van dorpe en plaaslike ekonomieë is in aanklag teen skadelike politieke leierskap
in staatsstrukture wat strek van plaaslike regering tot in die kabinet. En nie net staan hierdie openbare amptdraers hardnekkig aan die stuur van toenemende staatsverval nie. Hulle belemmer ook, willens en wetens soos ons gesien het in hierdie hofsaak, plaaslike besighede en inwoners wat oplossings deur litigasie en alternatiewe soek. Sakeliga sal voortgaan om litigasie as 'n noodsaaklike deel van die oplossing na te streef. Terwyl ons parallel daarmee met ons plaaslike vennote sal saamwerk om langtermyn en onafhanklike oplossings vir plaaslike regeringsineenstorting te ontwikkel.